Goeiemôre julle. Waar begin 'n mens? Okay, seker by die begin. My naam is Johan Nortje en ek is gevra om die diens vir julle waar te neem. Ek is 'n pastoor van Dispatch. Ek weet nie of die Dispatchers hier is nie. En ek doen dit baie anderste. Ek is baie meer, ek weet nie, relaxed. Ek het vir Chris gesê, ek hou nie van die ding hier bo my en die voor my nie. Die grond is vir my. So, ons gaan dit so 'n bietjie anders doen as gewoonlik, of wat jy dalk aan gewoond is, so ja, just bear with us. My enige meegevoel aan die familie en vriende van Marlene Herselman. Dis moeilik. Ek weet hoe dit voel om 'n ouer te verloor, om 'n ma te verloor. En ek gaan nou iets sê en baie mense stem nie daarmee saam nie, want dit werk nie oral so nie. Maar vir my, toe my ma sterf nie, toe val ons familie uitmekaar uit, ons huisgesin. My ma was die gom wat ons aan mekaar gehou het. Ek sê nie dis by julle so nie, maar by my was dit so. Julle het nog julle pa, broer, familie. En voor ek begin, iets wat ek gou wil deel. Die persoon voor jou, die persoon agter jou en die persoon langs aan jou, nê, is geskenk van God aan jou geleen vir 'n tyd. Daai tyd kan 70 jaar wees, dit kan 2 dae wees. Ons is nie gewaarborg nie. Vir my is dit net so belangrik dat ons besef ons is geleen vir 'n tyd en ons is daar om mekaar op te bou en te help en op pad te stap met mekaar. Dit is nie me, myself en I nie, ons gaan net oor me, myself en I ook so 'n bietjie gesels. So, ek gaan open met gebed. Ek wonder, ja, ek gaan dit doen. As daar iemand is wat wil afsluit met gebed op die einde, nê? Staan dit julle vry. As jy wil afsluit met gebed, laat weet my, ons gaan praat daaroor en dan kan jy hier kom staan en dink daaroor as jy wil. As jy nie wil, dis fine. So ons gaan net open met gebed en dan gaan ons van daar af verder. Here, ek wil kom en ek wil dankie sê, Here. Here, dankie dat U ons gespaar het vir nog 'n dag. Ek wil bid vir die familie van Marlene, Here. Ek wil vra dat U met hulle sal wees, met ons sal wees deur hierdie diens, Here. Gee ons kalmte, vrede. Here, en laat die woord val op vrugbare grond. Here, laat U die woord deel en nie ek nie. Laat dit gaan oor U en nie oor my nie. Here, dankie vir die genade, dankie vir die liefde, dankie dat U altyd daar is vir ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. Okay, so ons is hier vergader om 'n huldeblyk te toon aan, ek gaan haar noem Tannie Marlene, want sy is 10 jaar ouer as ek. Ek weet ek lyk 50, ons het daar. Wat noem mense hierdie diens, gewoonlik? 'n memorial, 'n gedenkdiens, wat is daar nog? Julle kan saam praat. Afskeid. 'n Afskeid. Ek het iets beters, ek het hier gesien en ek staan, ons vier die lewe van Marlene Herselman. Hoekom noem ons dit 'n celebration diensie? Alhoewel julle hartseer en seer is, 'n celebration van haar lewe. Ons huil in ons hartie vir onsself. Hoekom? Julle is die persone wat iemand naby aan julle verloor het. Daai leemte is daar. Matteus 5 vers 4 sê, salig is die wat treur, want wat? Hulle sal vertroos word. Okay, so die familiebrief gaan Chris net nou vir ons lees. Huldeblyk, wie gaan eers begin met die huldeblyk? Wie gaan... As daar iemand is wat iets wil deel oor Tannie Marlene, dan staan dit julle vry. Wie gaan die briefies lees vir ons? Meneer, as jy reg is, kan jy na vore kom. Cheryl se brief lees. Sy is in Nieu-Seeland en sy is stikkend. Why, my dear sister Marlene, there is a hole in my heart in a place my sister once occupied, and I will miss you forever, my sis. You were the one I always shared my secrets with. You were my built-in
best friend, and I will deeply miss you, your presence in my life. Losing my sister, I felt like I am losing myself. It's a piece of my heart that I can never replace. In my grief for you, my sis, love and loss, intervene with memories and tears. I am heartbroken that I will never again know the joy of laughing with you, my sis. The bond with you, my sis, is external. Your memory lives on in the story we share and the love we hold. My heart will always be connected to you, my sis, even though you are no longer here with me. From Cheryl. Dan van my ma, dis kan nie wees nie, sy is nie wel nie. Al die blyk van myself, Cheryl, Antoinette en my ma. Waar begin 'n mens met Marlene? Jy het altyd geweet wat jy moet daar staan. 'n Trotse vrou, 'n ma, 'n suster, 'n vriendin, 'n niggie, 'n skoonsis. Die omgee vrou wat jy was, en die opinies het sy altyd met eerbiedig aanvaar, en as sy nie saam met jou gestem het sy dit vir jou gesê. Maar dit was oké, sy kon dit vir jou sê. Nou sis, in 'n oogwind is jy van ons weggeneem. Maar ons weet dat jy op 'n goeie plek is. Dit is swaar om afskeid te neem van jou, om te dink dat ons nie meer jou stem gaan hoor nie, of jou glimlach gaan sien nie. Sis, wie gaan nou met ons baklei en ons reg help? As ons verkeerd is, jy was en is ons sis. Ons koester elke oomblik wat jy met ons gedeel het, partykeer koppe gestamp, maar daar was daarna gelag en daaroor geskerts. Ons onthou ons hardloopsessies na die lolly, en ek het gisteraand eens uitgevind, wat is die lolly? Is die standbeeld daar net voor die na UPE te draai, en terug, en terwyl ons hardloop, moes ons eers stop na die dolfyne kyk. Ons onthou die dae wat ons as kinders saam cricket gespeel het in my niggies, saam my pa ook, en die dae toe ons atletiek gehardloop het, en jy en Anthony, myself, ons die spykerskoene deel, want daar was net een paar gewees. So as hy gehardloop het, moes ek gaan staan het op die einde, en wag om die skoene te kry, en dan moet ek weer begin hardloop. Die dae wat ek en sy moes beklei het, wat my ma R2 mins wou gehad het, of R2 T-bone steak, kom ons by die huis aan, dan sê my ma, nee, dis nie R2 T-bone steak, of R2 mins, jy gaan terug na die butcher toe, en gaan vra vir hom vir R2 se vleis. Ons het altyd beklei, wie gaan dit doen? Maar ons het dit gedoen. Ons onthou jou ook op hoe jy op die strand gelê het, jy was mal oor die strand, willows daar, van stadens, in die lekker sonbrand. Ek en jy het altyd gesê, ons kan 'n boek skryf oor ons lewe, en gisterand was ons saam met familie, ons het amper die boek geskryf. Toe stop ek, toe sê ek, wag, ons kan nie die boek skryf, want ek en sy moet die boek skryf. En dan sal ons die boek afstuur na julle toe, en dan kan julle die boek lees, want ons het baie stories wat ons kan vertel. Ons onthou die marathon wat sy gehardloop het, dit was vir haar die alles gewees. Dit was nog daar by ons, by my kom bly. En die inspirasie wat sy was, om vir ons te sê, maar julle moet dit ook doen. En ons het dit gedoen. Toen het haar eerste gehardloop. En sy het gesê nog, sy wil dit saam met ons hardloop. Maar sy het nou haar laaste reis gehardloop. En dit was 'n ultra wat sy gehardloop het. En sy het 'n goeie lewe en 'n goeie tyd het sy gehardloop in daai ultra lewe. Dit is sag, ons gaan jou oneindig mis, tot ons mekaar weer sien. Sal jy altyd onthou. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the
years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the night. The love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, and I'm always in the dark. I'm living in a fallen king and giving up. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. All the time I was falling in love, now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark, living in a body and get up spark. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. As ons gaan na die boodskap, ek gaan dit hier neerskryf. Die tema sal wees respek, troos en die dood as 'n herinnering. Tannie Marlene se lewe wat sy geleef het, sal altyd voortleef in julle lewens. En die mense wat sy aangeraak het. Julle is hier omdat sy julle aangeraak het. Julle is nie sommer maar net hier nie. Iewers het sy iets vir julle beteken of iets, ja, vir julle beteken, iets vir julle gedoen. Iets, sy was daar vir julle. Dalk was julle daar vir haar. As ons kyk na respek, Romeine 14:7 sê, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Soos ek gesê het, Tannie Marlene se lewe, wat sy geleef het, sal voortgaan in elkeen van julle se lewens. Solank as wat julle nog leef. Sy het deel geword van julle gedagtes,
En julle almal weet, ja, is niemand wat jonk is wat nie weet wat 'n DVD-speler is nie, né? Almal weet wat 'n DVD-speler. Moenie lag nie, is geen mense wat jy weet nie, maar YouTube en Facebook en YouTube en Showmax en Netflix, het alles dieselfde. Jy kan gaan sit en sy het gehou van haar rondhardloop voor ek. So sy was ook nie reg, ek was ook nie reg op 'n stadium in my lewe nie. Ek weet dit lyk nie so nie. So daai ietsie wat jy saam met haar gedoen het, kan jy gaan speel en dan kan jy dit, weet jy wat se Afrikaans woord, dan kan jy dit pause. Dan stop jy dit, hè? Dan kan jy dit rewind en dan druk jy weer die speelknopie. So wat jy ook al daarvan gehou het om saam met haar te doen, het sy hardloop, fietsry, koekies bak, tee drink, sit en skinder, whatever. Daai wat jy van gehou het om saam met te doen, kan jy herleef elke dag, solank as wat jy leef. En so sal sy altyd deel van julle wees en so kan julle die verlede herroep. So sal daar baie gedagtes van gister julle kom besoek. Belangrike gedagte aan ons elkeen. Ons leef om gebeure te plant en ons sterf om gedagtes te los. Nou, hier kom die moeilike een. Daarom leef respekvol teenoor ander. Watter gebeure plant ek en jy? Watter gedagtes gaan ons nalaat? Filippense 2 vers 4 sê, julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Ek het altyd hierdie ou, kom ons noem dit maar 'n stupid voorbeeld wat ek gebruik. Ek bly in Dispatch, soos julle gehoor het. Nou, Dispatch is baie gebles. Ons het altyd 'n Shoprite gehad en 'n Spar. Nou, op 'n Sondag moet Johan gou vinnig Spar toe gaan om te gaan brood koop. Brood en Coke. Dan moet sien. En hoe lank vat dit jou om 'n brood en 'n Coke te koop in 'n winkel? 10 minute, 15 minute max. Nou, as jy op 'n Sondag in Dispatch Spar instap, kry jy die hele Dispatch en die Spar. So dit vat jou, as jy gelukkig is, 45 minute gelukkig is. So Johannes gou Spar toe, hy gaan koop die brood, die melk, brood en die Coke, en nou bel my vrou, Johan, waar is jy? In die Spar, jy weet ek het gaan brood en Coke koop? Ja, maar dis al 'n uur. Ek sê, ek is op pad. Nou weet ek, joh, moeilikheid by die huis. Sien ek, in die hoekie langs die sigaret counter is daar 'n til wat oop is en daar's niemand nie. En ek is op pad na die til toe. En soos ek by die til kom haar oom met 'n trolley, so 'n gepakte trolley en druk voor my in. Watse gedagtes gaan ek nalaat? Watse positiewe gedagtes gaan Johan nalaat? Gaan ek hy oom los dat hy mag gaan of gaan ek vir hom uitsorteer? Dis nou ek sê soos ek sê, is 'n stupid voorbeeld, maar watse gedagtes wat positief is gaan ons nalaat? Daai versie sê die laaste gedeelte, maar elkeen ook na die ander sin omsien, né? Nou ons kry mos die drie enig, né? Holy Trinity in Engels. Vader, Seun, Heilige Gees. Nou ek het 'n nuwe ene. Ek het die Unholy Trinity. Dis me, myself en I. Okay, kom gebruik nog 'n stupid voorbeeld. Wie van julle het baie geld? Kom nou, moenie skaam wees, jy het baie geld. Okay, jy het baie geld, sommer vir vandag, né? So Johan wil vriende moet haar wees. Hoekom? Vriende. Want jy het baie geld. Nou hoekom wil ek vriende met jou wees? Want wat? Ek wil gain, ek wil score, né? En dis hoe dit gaan na buite. Ek sien dit elke dag. Ek was gelukkig geweest om 24 jaar in die polisie te kon wees. Ek is nou 7 jaar uit, dankie Here. Dit was nie so bad nie, maar jy sien dit. Dit gaan net oor wat kan ek uit die lewe kry? Ek wil met haar vriende wees want ek wil iets hê. Dit gaan nie meer oor wat kan ek vir haar doen nie. En soos ek sê, ek sien dit daagliks. Net wat kan ek score? Wat kan ek kry? En dit maak my siek. 'n Selfsugtige lewe eindig altyd op en ek weet nie of daar so 'n woord bestaan nie. Disrespectfulheid, to be undisrespectful. Ek weet nie of daar so 'n Afrikaanse woord bestaan nie. Miskien is die Afrikaanse onderwysers wat my kan reghelp. Daarom verlang God van ons om in mekaar se lewens te belê. Wat? Ware Christelike liefde. Matteus 22:37 tot 39 sê, jy moet die Here jou God lief hê soos, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En jou naaste soos wie? Kom ons pause, soos jouself. Dames, ons praat gou met julle, net so vinnig. Die mans is alright, ons hare is kort. As jy wakker word in die oggend, né? En jy staan dadelik op en jy gaan kyk in 'n spieël. Wat gaan jy sien in die spieël? Jou hare wat so staan? Op 'n ernstiger noot.
as ons almal in 'n spieël kyk, wat sien jy hier binne? Iets of iemand positiefs, iets of iemand negatiefs, sleg of goed? Net jy kan 'n antwoord vir jouself antwoord, en ek vir myself. As jy jouself nie kan lief hê nie, hoe gaan jy die volgende persoon kan lief hê? Erger, as jy God, die Bybel sê God is liefde. As jy God nie lief het nie, kan jy nie ander mense lief hê nie. Dis wat die Bybel sê, dis nie wat ek sê nie. OK, ons kyk gewoon na troos. Soos ek weer gesê, jy gaan dit baie hoor. God, liewe Jesus, help jou aan. Ons geliefdes sal altyd deel van ons lewens bly. Mense wat ons ontmoet het 'n invloed op ons lewens. Of goed, of sleg. Boeke wat ons lees, DVD's wat ons kyk, enigiets wat jy doen het 'n invloed op jou lewe. Either good or either bad. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 sê, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm oor, en die God wat in elke omstandigheid moet met 'n D gee. So hy encourage ons. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. As ek so rondkyk, hier sien ek ons is almal in moeilikheid vandag, né? Moeilikheid. Is nie maklik nie. Daarom kan ons ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Johan was unfortunate om sy ma en sy pa te verloor. So ek weet hoe dit voel om 'n ouer te verloor. Ek weet hoe dit voel om 'n suster te verloor of te verloor nie. So ek kan jou sê hoe dit vir my gevoel het. Leonardo, Chris, ek weet hoe dit voel. Hoe dit vir my gevoel het. Ek kan nie sê ek weet hoe jy voel nie, want ek het nie 'n idee hoe jy voel nie. Jou verhouding met jou ouers was met jou ma was anders as myne met my ma. So ek weet waar jy gaan tot 'n mate en ek weet hoe ek daardeur gekom het. So ek kan jou sê dis wat ek gedoen het, dis wat vir my gehelp het. Maar ek kan nie vir jou sê ek weet hoe jy voel nie, want dit is 'n lieg. Tog daar is troos in alle verdrukking. In tye van eensaamheid en seer kan mense jou bystaan. Ek glo mense het julle bygestaan as familie. Omgee van vriende in Christus kan jou versterk. En dan in tye van seer, hierdie wat ek nou gaan gepraat het, hierdie ware Christus liefde, Matteus 22. Troos is beloof soos Jesus aan sy disippels beloof het. Hy het gesê in Johannes 14, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander trooster stuur, hoofletter T, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Hier kom die cool gedeelte van my. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En hierdie versie, vers nommer 18 gaan ek nou vir julle lees. So my ma is toe nou laaste oorlede, en my beste vriend kom na my toe so 3 weke na die diens, hy sê, Johan, ek het gedink. Ek sê van Jaco, dis gevaarlik as jy dink. Hy sê, ek weet maar, anyways. Hy sê, ek het gedink, jou pa is dood, jou ma is dood, so jy is nou 'n weeskind. Ek sê, ja, is dit nou iets wat ek wil gehoor het? Regtig, kon jy nie iets beters uitgedink het nie? Ek sê, gesê, as jy dink, is dit gevaarlik. En ek los dit, en die volgende dag, lees ek verder hier, Johannes 14, vers 18 sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En ek bel vir Jaco, ek sê, Jaco, gelees gou daai versie, dan repeat jy gou wat jy gesê het, want jy is nou gecancel, dit bestaan nie. Die Heilige Gees is die een wat die pad saam met julle gaan stap. Wanneer jy voel, jy kan nie meer nie. Wanneer jy voel, jy is onder die teer. Jy wil opgee. Ek het net vir wie ek gesê, 'n vriend van my is oorlede, 39 jaar oud. Ek sê vir die Here, regtig, 39. Wat is jou doel? Met alle respek. Here, wat is jou doel? Hoekom moes Andrei gaan op 39? Hy het 'n dogtertjie van 5. Hoekom? En die Here sê vir my, want ek is God. Met alle respek, ek kan maak soos ek wil, want ek is in beheer, en jy weet nie wat is my plan, die goeie wat ek daar uit wil bring vir sy familie nie. En ek weet nie, en ek gaan seker nooit weet nie, maar in elke sleg is daar positief, en ek glo dit met my hele hart. Respek en vertroosting vind mekaar altyd. Dood as herinnering. Kyk, weer vir die dames, Prediker 7:1, 'n goeie naam is beter as reukolie. Sommige sê parfuum in vertalings. Die sterfdag is beter as die geboortedag. Nou, moet nou nie vir my sê julle doen dit nie, né? Kliks, het seker botteltjies parfuum.
Maar jy het mos baie geld, so jy worry nie. Hy bolletjies parfuum kos mos so R2000 'n botteltjie, né? Dan sien jy, joh, dit lyk so mooi, maar daar's mos so 'n spesiale botteltjie. Hulle noem dit 'n tester. Jy het dit ook gedoen, hè? Vat die botteltjie en dan hy R2000, jy wil mos nou ryk oor die R2000. Wat is nou die verskil tussen dit en die R30 die ouder een? Of doen julle dit nie? Nog nooit gedoen nie. Ek doen dit baie. Moet nie van die mense sê nie. So, almal hou van duursame parfuum. Hoekom? Want dit ruik lekker. Maar nie almal van ons het 'n goeie reputasie nie. En ek staan nou en dink aan toe Jesus met die Fariseërs gepraat het. Toe sê hy vir hulle, julle is soos wit gekalte grafstene. Van buite af is jy mooi, maar van binnekant is jy verrot. So dit help jy ryk mooi, maar jou reputasie stink nie. Dink gou weer aan Span. Wat sê reputasie Tannie Marlene onder julle gehad? Vat dit 5 sekondes en dink jy gou daaroor. Meer belangrik, wat is my en wat is jou reputasie? Die dood is naby ons elkeen. Jonk en oud word besoek, ongelukkig. 1 Samuel 20:3 sê Dawid toe koning Saul hom jag. Hy het daar mos in die grotte gebly. Toe sê hy daarso, daar is maar net 1 tree tussen my en die dood. Enige oomblik, en ek kom terug na die geskenk toe. Enige oomblik kan daai geskenk van jou al weggeneem word. En as daar goed wat jy vir hulle wou gesê het, as goed wat jy vir hulle wou gedoen het, en as jy het gemis het, jy het vir altyd gemis. Hierdie diens gee ons 'n rede om onsself te ondersoek, en ons hou nie daarvan nie. Ek ook nie. Want ek wil reg wees, maar ek is nie reg nie. Lewe het sy probleme. Werk daaraan. Wees daar vir mekaar. Ons jare is nie gewaarborg nie. Ek sê altyd, my dogtertjie is nou 10. Ek sal wel leef tot sy 110 is. Wat is die kanse daarvoor? Minus, het gaan nooit gebeur nie. Dood is verseker. Ons elkeen het 'n expiry date, ons elkeen het 'n vervaldatum. Dinge wat ons moet aanskou, ons word ouer. Ons is die skrywer van ons eie lewensverhaal. Ons gaan sterf en dit wat baie min mense wil hoor, daar is 'n oordeel. Maar Hebreërs 9:27, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Maar as kinders van God, Romeine 8:1 sê, het ons die versekering dat daar geen veroordeling vir ons is wat in Christus Jesus is nie. Kyk, kom ek gaan gou haar pos. Voor Jesus gebore is as 'n mens op aarde, né? Waar was hy toe gewees? Wie van julle kan dink julle weet of kan 'n kans vat? Voordat Jesus gebore is as 'n kind, waar was hy? In die hemel. Want Genesis sê God, laat ons mense maak na ons beeld. Vader, Seun, Heilige Gees. So Jesus was in die hemel. As jy kyk na Jesaja 6, want Jesaja het die visioen gehad en hy het gesê die troon was daar en die engele en die diakens of die ouderlinge het daar gekniel en hulle het gesê die hele tyd heilig, heilig, heilig is die Here. En die tempelpost het gevibrate en gevibreer en gedreun en daar was rook en dis die visioen wat hy gekry het by die Here. So Jesus het al hierdie engele en al hierdie mense wat hom aanbid. Hy was in beheer van die hemel, né? Saam met God, in charge. Ek sê dis soos 'n ou wat in Sandton bly in Joburg. Hy het 'n 5 verdieping huis. Hy het 10 voertuie, hy het 'n Ferrari, hy het 'n Lamborghini, hy het 'n Ford Bantam, hy het 'n Toyota. Hy het al die voertuie wat hy wil hê, het hy. En hy besluit hy gaan daai huis opgee en hy gaan trek en hy gaan in warmer lokasie gaan bly, in 'n shack. Jesus het alles daarbo, alles wat hy wil hê. Hy het niks nodig nie. Hy besluit hy kom aarde toe. Die aarde vat mekaar uit, né? Kyk hoe lyk dit rondom ons. Kyk hier nes. Hoekom sou hy alles opgee in die hemel om aarde toe te kom? Wat is hier op die aarde wat so belangrik is? Dit is eintlik so maklik, maar ons sien dit nie altyd raak nie. Die hemel is leeg sonder jou en 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 sonder tannie en sonder oom. Die Here het alles opgegee om vir my te kom kry, om vir jou te kom kry, om by hom in die hemel te wees, want sonder jou is die hemel leeg. En ons besef dit nie. Ons leef hierdie lewe asof, wat het ek gesê? Daar is 'n oordeel, daar geen oordeel gaan wees nie.
En nou kom mense en hulle sê, en ek is heel van my punt af. Ja, maar Johan was so. Johan, toe in die polisie was, het gesyp soos 'n vis. Ek het gedink, joh, ek moet eers bietjie beter raak. Eers bietjie meer heilig raak. Eers bietjie meer soeter raak. Whatever jy het wil noem. Dan gaan ek die Here 'n kans gee. Die Here soek Johan soos hy is. Gebroken, stikkend, gebreek. Want as ek probeer om beter te raak, dan gaan ek sê ek het dit gedoen. As ek stikkend en gebreek is en die Here doen dit, dan kan ek nie die roem vat. So dit maak nie saak wat jy gedoen het, dit beteken niks. Maak nie saak hoe jy lyk hier, dit maak nie saak wat jy doen, vir my beteken dit niks. Kyk, kom ons gaan verder. Die fisiese dood, die afsterwe, is slegs die deur tot die volgende lewe. En ek het nie geweet, sy het gehardloop nie. Tannie Marlene het hierdie volgende lewe betree. Sy het haar wedloop voltooi, soos jy tereg gesê het. Die ultra is klaar. Dis nou daai krampe seker, ja, as die krampe nie homal nie. Johannes 14:2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Bless you. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Ok, hier is die pastoor of dominees hier nie. Ek hoop iets wat gaan, ek het maar hoor. Omdat ek agter die ding staan, beteken nie ek gaan hemel toe nie. Ek het net bietjie meer geleer as die ander ouens. Ek staan beteken niks. Omdat ek die Bybel miskien in my kop uit ken. Vers, jy het my 'n versie vra en ek doe die, maar ons neem nou maar aan ek kan. Jy het my 'n versie vra en ek kan hom vir jou quoteer sonder om te kyk. Beteken niks. Dis awesome and it's great. As ek die boek leef nie, dan sê ek soos die ouens wat op die hoeke gestaan het en gebid het en sê, Here, ek bid sodat die mense my kan sien. En daar was 'n stukkie in 'n fliek. Ek kan nie onthou of dit The Chosen was, waar die tollenaar Matteus staan aan een kant en hierdie Fariseer staan aan hy bid, hy sê, Here, dankie dat ek nie soos daai ou is nie. En die tollenaar bid in die stukkie en hy sê, Here, help my, ek is 'n sondaar. Nou wie gaan die Here luister? Soos ek sê, beteken niks dat ek hier agter staan nie. Watter respek en troos is daar te vind in ons lewens en watter herinnering bring die dood tot ons, of vir ons tot ons nog op aarde is. Ek gaan nou afsluit met ek gaan nie. Toe ek my hart vir die Here gegee het, en hoe lyk die tyd, ek wil nou nie te lank wees nie. Ek was hierdie ou met die tattoos, dit is om ek lang my hemp dra, en oorbel, en stikkende jeans, en ek gee my hart vir die Here, ek was hierdie van die pad af ou, al was ek in die polisie, beteken niks, was baie, ja, was los daar. En ek kom by die kerk, en Johan het nie 'n klou wat hy moet doen nie, want hierdie ouens is mooi aangetrek, en ek lyk net anders, en ek vra vir die Here, hoe nou? Hy sê my, jy moet net kom, wees jy net daar, ek sal jou sort, jy moet nie worry nie, jy gaan net aan, en jy doen net wat ek wil hê ek moet vir jou moet doen. So dit maak nie saak hoe jy lyk, weer eens, dit maak nie saak nie. En ek het en dit is asof die mense die ouens die leer hier, Romeine 10 vers 9 en 10 sê, ek dink ek het dit hier, want jy weet nie, hoe gee ek my hart vir die Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek aantrek, hoe moet ek praat, wat moet ek doen? Hy verander dit self, uit myself, ek het nog gedrink tot my hart vir die Here gegee, en hy het dit self na 'n tyd weggevat. Romeine 10 sê, vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, wat dan? Sal jy gered word. As jy met jou mond bely, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en in jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En dan vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Easy as that. Ok, dit is nou proses om te groei, en dit is nou nie belangrik nie, of nie vir nou nie. Dis al wat jy moet doen. Glo hy is God, Jesus is God, en die Here het hom, en die Vader het hom opgewek uit die dood uit, die Heilige Gees. Vir my is dit so, dit is eintlik so eenvoudig, en ons maak dit so moeilik. Ok, so ek gaan nou afsluit met Psalm 23. Dan gaan ons, laat ek net gou my berings kry, dan is dit Chris, dan is dit jy. Is jy reg? Ok. So Psalm 23, ek glo julle almal ken dit, of meeste van ons ken dit. Ek lees hom uit hier so, want Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks
sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Daai ons wat jou nie like nie. Daai ons wat sê jy kan nie. Jy is nie goed genoeg nie. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly 'n lengte van dae. Vers 5. Laaste 4 woorde. My beker loop oor. Het julle al hierdie movies gesien, hierdie flieks gesien? Afrikaanse woord is mos 'n rolprent, dat ek maar Afrikaans praat. In any case, want hierdie vrouens het hierdie rokke aan en die man sit hierdie swart soetjie met die stryk daar sê hy pik 'n wynsoet, tuxedo en dan dans hulle mos nou en dan staan altyd 'n tafel met champagneglase, né? Is mos so gepak in 'n piramide, né? Dan wat doen hulle? Hulle gooi van die boonste een af, gooi hulle champagne in die boonste glasie. Wat gebeur met die boonste glasie? Hy loop oor, waarheen? En wat gebeur met die onderste glasies? Hulle loop oor. En die Here wys vir my, jy en ek is die boonste glasie, champagne. Ons is champagne glasies. Ons is fragile, ons gemaklik breek. Ons is van kristal gemaak. En nee, hy wys vir my ons is die boonste glasie. Hy maak ons vol met alles van hom en dit is veronderstel om oor te loop na die glasies, na die mense onder jou waar jy ook al rond beweeg. So hy maak jou vol en indirek maak jy hulle vol en dan maak hulle die persone onder hulle vol. En dis hoe die koninkryk groei. Of dis wat ek nou kry. Is net so awesome hoe hy deel. Val met my, ek is nie so nie. So, daar waar jy beweeg, kan jy 'n verskil maak. Jy het nie nodig om met die boek onder jou arm rond te loop nie. En nou gaan ek regtig stil bly. Chris gaan nou vir ons wat het ons gesê, die familiebrief lees en dan gaan jy die bedankings doen. Daarna gaan ons 'n liedjie luister en so in die middel van die liedjie dan kan ons blomme op die kus strooi en dan van daar af kan as julle klaar is kan julle sommer uitbeweeg. En dan sien ek as daar ietsie om te eet. Maar as Chris klaar is daar iemand wat wil afsluit met gebed? Going once? As een oom, dankie oom. So as Chris klaar is kan oom net gou vorentoe kom. Dankie. Meneer, is jou nou? Môre almal. Hier's gesigte hier so wat ek dekades laas gesien het. En gesigte wat ek vir die eerste keer ontmoet. Ek gaan probeer om dit by mekaar te hou, maar ek kan nie enige beloftes maak nie. So ek wil net baie dankie sê vir daai. Dit was baie goed geweest en my ma sê dit baie waardeer dit. Ek wil graag die oomblik neem om met almal te bedank wat ons hierdie baie moeilike tyd ondersteun. Aan ons familie, julle krag en liefde was 'n groot troos. Al die boodskappe en oproepe en e-mails en teks, ek meen baie dankie vir dit, ons waardeer dit baie. Vir Antoinette en Kippie, baie dankie dat julle ons gehelp het met baie van die reëlings. Aan ons vriende, my ma se vriende, my ma se kollegas, julle goedheid en ondersteuning het vir ons baie beteken vir ons baie. Spesiale dank aan pastoor Johan wat hierdie diens lei en ons met raad en ondersteuning voorsien het. Aan Susie, Zelda en die span van Afpop, dankie dat julle ons gehelp het om hierdie pragtige gedenkdiens te reël. En laastens aan almal wat vandag hier by ons aangesluit het, of in persoon of op Facebook.
Dankie dat julle hier is om ons geliefde moeder te eer en te onthou. Julle teenwoordigheid bring ons troos en ons is dankbaar vir julle ondersteuning. Ja, ek het Saterdag aand, vir die wat jy weet ek bly in Hong Kong. So Saterdag aand het ek nog met my ma getekst. Ons het 'n WhatsApp groep vir die familie. Ons WhatsApp groep het ons al vir jare, maar die groep se naam is Gou Bokke. En dit maak nou sin want ek het gisterand uitgevind dat Dr. Dani Kruiven was my oupa grootjie. Blykbaar. So dit maak nou alles vir my sin. Maar ek het Saterdag aand het ons nog getekst op die WhatsApp toe die cricket aan was. Ek was gereeld met my ma in kontak elke dag. Daar was geen aanduiding Saterdag aand dat enigiets met haar verkeerd was nie. Sondag toe kry ek oproep van my broer af om te sê my ma het 'n hartaanval gehad. En my eerste reaksie was, is sy okay, is sy in die hospitaal, jy weet. En hy sê toe vir my, sy het dit nie gemaak nie. Dit was vir my 'n massive shock geweest. Ek dink niemand het dit verwag nie. En so sy het 'n hartaanval gehad 6:00 Sondagoggend en toe die ambulans by hulle huis aankom, was sy klaar weg. En ja, hier is sy vandag. En ons het al gister kom sien en ons familie, ons kobaais kom sê. En ek dink dis regtig toe dit die eerste keer my getref het. En ek het besef dat my ma is nie meer daar nie. Ja, ek wil net vir my broer sê, spesiale dankie aan jou. Ek het gesien die week dat jy het skielik groot geword. Jy het baie amper al die reëlings getref vir ons. Ons had nie kon doen sonder jou nie. En ek dink my pa is in goeie hande vir die moeilike pad vorentoe. Baie dankie, Leonardo. Vir my pa ook wil ek sê, Dad, baie dankie. Ek weet dinge was nie maklik geweest met ma die laaste paar jaar nie. Haar gesondheid was nie die beste nie. Ek het dit met my eie oë gesien toe hulle vir my kom kuier het in September in Hong Kong. Ja, my ma het gesukkel om te loop. Maar nog steeds ons het gedink, jy weet, sy gaan wel right wees. Dis maar net, jy weet, iets wat 'n fase met haar gesondheid wat sy deur kan kom en sy gaan wel right wees. So Dad, baie dankie dat jy die laaste paar jaar gedoen het om haar se lewe so gemaklik as moontlik te maak. Ek waardeer dit. Ja, net 'n paar dinge oor my ma. My ma was nie 'n tradisionele kerksmens geweest nie, maar sy het geglo in 'n hoër mag en sy was 'n baie spiritual persoon geweest. Sy het geglo dat ons almal dien dieselfde hoër mag. En daar's nie 'n geloof wat reg is of verkeerd is nie. En my ma was veral geïnteresseerd in oosterse gelowe en filosofie, en ek weet in die tye wat sy die ooste toe gekom het, Hong Kong of Thailand, het sy altyd 'n tempel gaan uitsoek, of dit nou 'n boeddhistiese tempel is of 'n Chinese tempel. En sy dit het vir haar daai spiritual nourishment gegee. Ek weet my ma wou nie 'n groot doel gehad het vandag nie, maar ons het gevoel dat ons moet 'n geleentheid gee vir familie en vriende om goodbye te sê vir my ma en om daai closure te kry. Vir my persoonlik, ek bly in die ooste. Ek weet nie of julle weet wat 'n tiger mom is nie. Dit is 'n bekende iets in die ooste waar ouers hulle kinders dryf
om akademies te presteer, om met sport te presteer, om in kultuur te presteer. Hulle noem hulle Tiger Moms. My ma was die oorspronklike Tiger Mom. En ek is baie dankbaar dat sy my gepush het, dat sy altyd daar agter my gestaan het en sy my gedryf het. En ek weet dat ek presteer het was 'n groot trots vir haar gewees. En ek wil net laaste sê, my ma het sterk doelwitte gehad en sy was fighter gewees. Sy was nie skaam om haar opinies te laat weet nie. En sy het dit gedoen wat sy kon om die familie te beskerm, en sy het opgestaan vir die familie en sy het opgestaan vir haarself en haar eie gelowe. Sy het ontsettende deursettingsvermoë gehad en sy het dit beeld gestel aan almal in die atletiese prestasies wat sy bereik het. Ek meen, die hele woonstel is vol medaljes van die marathonne en reises wat sy gehardloop het. Sy was baie lief vir hardloop. Wat die laaste paar jaar ook baie moeilik vir haar gemaak het, want sy kon nie meer doen waarvoor sy lief was nie. En ek dink die belangrikste wysheid wat my ma vir my gegee het en wat ek nog steeds lewe elke dag, is dat sy het vir my gesê, dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Wat saak maak is hoeveel keer jy opstaan. Maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Wat saak maak is hoeveel keer jy opstaan. So, dankie ma vir daai wysheid. Ek glo dat ek my lewe bly met daai wysheid en ek hoop dat dit ook vir julle 'n wysheid sal wees. Ek wil afsluit met die familiebrief wat ek, my pa en Leonardo geskryf het. Liewe familie en vriende, dit is met diep hartseer dat ons afskeid neem van ons geliefde moeder en vrou. Sy was 'n bron van liefde, vreugde en inspirasie in ons lewens en haar afwesigheid laat 'n groot leemte in ons harte. Ma was 'n ongelooflike vrou wat elke dag met 'n glimlag en 'n liefdevolle hart aangepak het. Haar warmte, geduld en wysheid het ons gesinne gesement en ons met kosbare herinneringe gelaat. Sy het ons geleer wat dit beteken om onvoorwaardelik lief te hê en om altyd vir mekaar daar te wees. Ons pa se liefde vir haar was diep en ewigdurend. Hy het 'n lewe saam met haar gedeel wat gevul was met vreugde, ek sal dit avontuur, lag en die uitdagings wat hulle saam sterker gemaak het. Haar teenwoordigheid in sy lewe was 'n seën wat hy altyd sal koester. My broer en ek sal altyd dankbaar wees vir die liefde en leiding wat sy ons gegee het. Sy het ons geleer om met integriteit te leef, om altyd ons drome na te jaag en om mekaar met respek en begrip te behandel. Ons hartseer is groot, maar ons vind troos in die herinneringe en die liefde wat sy agterlaat. Sy sal altyd 'n deel wees, 'n deel van ons wees, en ons sal haar nalatenskap in ere hou deur die manier waarop ons lewe. Dankie aan almal vir die ondersteuning en liefde wat ons ontvang gedurende hierdie moeilike tyd. Ons waardeer elke gebed, elke drukkie en elke bemoedigende woord. Baie dankie. Kom ons sluit ons oë. Here onse God, ons kom sê vir U vanmôre baie dankie. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, Here, om 'n lewenspad te kom vier. Ja, Here, waar ons gehoor het van die pad wat sy geloop het. En waar ons die pad geken het wat sy geloop het, Here. Want oral waar sy geloop het sy 'n merk gelaat. 'n Goeie merk. En Here, wanneer ons in die spieël kyk, dan sien ons die beste wat God ooit kon gemaak het. Want God maak niks half nie, Here.
Here, ons sê vir U baie dankie. Dankie vir elkeen wat opgekom het. Here, dankie vir elkeen wat gekom het om te kan sê, sy het vir ons iets beteken. Here, ons kan nie haar in die hemel en bid nie. Ons kan niks meer vir haar doen nie, want haar wedloop is voltooi. En ons wedloop is aan die gang, Here. En ons weet nie waar ons gaan eindig nie. En wanneer dit gaan eindig nie. En daarom, Here, kom ons vanoggend. En ons sê vir U baie dankie dat ons nog 'n geleentheid het. Nog 'n kans het, Here. Sodat ons, wanneer ons is waar sy tans is, Here, sal weet, ons het 'n ewige lewe. Want Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. Vader, dankie vir al die liefde, dankie vir al die genade, dankie vir al die seëninge. En Here, ons kom in hierdie oggend besonder en ons dra vir Christo, Leonardo en Chris aan U op in besonder, Here, maar ook so vir Kiepie, Antoinette en vir Cheryl, wat ook nie vandag hier kon wees nie. Staan hulle as almal as familie by. Wees met hulle en versterk hulle, Here, want die moeilike gedeelte lê nou voor. En dis wanneer almal na hulle eie rigtings gaan en wegbeweeg. Laat die Heilige Gees so in hulle kan wees, hulle dit kan weet. Hulle is nie alleen nie. U is met hulle elke dag. En U sal hulle dra, Here, sodat hulle ook die wedloop kan voltooi. Dankie, Here, vir elkeen wat opgekom het en dankie vir hierdie boodskap vanoggend wat vir ons gebring is. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Sitting here wasted and wounded, this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head, and some blonde every nightmare think that she's still in my bed. As I dream about movies that won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up, French kiss in the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth, what you mean to me, and the truth is, maybe you're all that I need. I wanna lay down in a bed of roses, oh, and I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is. Let you know. Well, I'm so far away. Step that I take on my way home. King's ransom and dimes I give each night to see through this bed phone. Still I run out of time, or it's hard to get through to the bird on the wire. It's me back to you. I just close my eyes. Whisper, baby, I know it's true. I wanna lay down in a bed of
so hard I think I'll die. Dit is dit. Baie sterkte aan julle, vriende en familie. As jy reg woorde nie, as niks wat ek kan sê nie, niks gaan dit verander nie. Baie sterkte. Here, ek wil kom en ek wil dankie sê, Here, ek wil vra dat U bloed, ek vra Here om U bloed oor hierdie persone uit te stort, Here. Pleit U bloed oor hulle. Mag U met hulle wees, Here, mag U hulle hande vashou, hulle optel wanneer hulle nie meer kan nie. Here, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Help ons om te onthou dat ons geskenke is, Here, wat U aan ons geleen het, elkeen. Net vir 'n tydperk. En dat ons nie weet wanneer daai tydperk verstrek nie. Dankie vir die liefde, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou kan julle gaan, hoe sê my ma, vreedsaam wees. Dankie oom. Sondag of so. Ons kry ons het glo wat van staan.